Here, U is die Alpha, die Omega, begin en die einde, die bron van ons hele lewe. Ons is, Here, omdat U dit so wil. En ons bestaan en staan in die diens omdat U ons geroep het. En ons buig voor U in verwagting dat U sal seën en sal beduie. Word asseblief verheerlik deur gehoorsame volgelinge. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. Ek wil net hierdie paar verse uit Jeremia 29 vir julle lees. Nou, hierdie is 'n brief wat Jeremia stuur vir die volk in ballingskap. Nou, dis die gedeelte wat ook aan die einde wat Jeremia sê, God sê vir hulle, ek weet wat ek vir julle in dag gedagte het, voorspoed en nie teëspoed nie. Jy weet al daai mooi belofte van dit wat eendag kom, maar hy sê vir hulle, maar nou is julle hier. Paulus praat oor 'n klomp mense wat nou vir hulle allerlei boodskappe het van, dit gaan gou klaar wees, julle gaan gou weer teruggaan. Dan sê hy, nee, julle gaan nog 70 jaar hier wees in ballingskap. Nou is die hierdie brief, wat Jeremia nou vir hulle skryf en sê, God gee nou vir julle, wat in ballingskap is daar, en wat nog moet weet dat julle 70 jaar daar gaan wees, sê hy vir hulle, ek het vir julle 'n opdrag oor julle lewe en wat julle nou moet doen. Dis hierdie agtergrond hiervan. Nou sê hy, dit is 'n afskrif van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die leiers van die ballingskap wat nog oor was en na die priesters en die profete en die hele volk wat Nebukadnesar uit Jerusalem na Babel toe weggevoer is. So dis die inleiding. Dan van vers 4 af. Dis hierdie woorde wat ons moet hoor. Wie praat hier? Hy sê, so sê ek, die Here, die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Wat ek, is interessant dat ons mooi hoor, wat ek weggevoer het. So God sê, ek die Almagtige is aan die praat, met die ouens wat ek weggevoer het, so dat hulle baie mooi verstaan, julle is hier in die moeilikheid, ek het julle laat wegvat, omdat julle nie oor gehad het nie. So ek herinner julle net, moet julle weet waaroor al hierdie goed gaan, en nou sê hy vir hulle, hier is nou valse profete onder julle wat sê, dit gaan gou oorwees, dan sê hy, nee, maar daar waar julle is, bou vir julle huise en bewoon dit, leg tuine aan en eet die opbrengste daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Nou die kernvers, bevorder die belange van die stad waarheen ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. Sy bevorder die belange van die stad waarheen ek julle in ballingskap weggevoer het. En bid vir daai stad. So sê daar waar julle nou onder julle verdrukkers is, die vyande, daar moet julle gaan werk. En julle moet daai plek se belange bevorder en julle moet vir hulle bid. Want as met hulle goed gaan, dan sal julle ook die vrugte daarvan hê. Ons lees net tot hier. Kom ons sit net so dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons het so nodig om gedurig te hoor en dat U vir ons die woord rigting kom gee.
vir elke dag en elke omstandigheid. Here, en soms voel ons onsself soos hierdie ballinge, en ons voel ons is op 'n plek waar ons nie wil wees nie, ons voel asof ons weggevoer is, ons voel of ons gevangenes is, ons voel asof ons alles verloor het, en ons sit in diepte, dan het ons nodig dat U na ons toe kom, en ook met ons praat. Here, mag ons ook sien hoe duidelik en besonder hierdie boodskap vir hulle van toe tot vandag met ons wil praat. Daarom bid ek vir oop ore en 'n openheid om te hoor en te verstaan dat U die weerstand wat ons opgebou het in ons teleurstelling oor ons omstandighede sal wegbreek, sodat ons duidelik hoor. Maak ons leerbaar in die besef dat U het ook vir ons ook seëninge bedoel hier waar ons is. Dankie dat ons hier by mekaar kan wees. Dankie dat U ons lief het. Dankie dat U ons hier kom ontmoet en ons in die geloof wil kom optel. Amen. Ons is God se kinders en as kinders van God het ons 'n roeping altyd, oral, in alle omstandighede. Natuurlik is omstandighede soms baie moeilik. Natuurlik wonder ons oor hierdie goed. En natuurlik kom daar moedeloosheid wanneer ons in al hierdie dramas kom en dan voel ons om te kla saam met hierdie klomp Israeliete wat daar gekla het, gekerm het en vir hulle voel daar's geen toekoms meer nie en ons wonder oor waar is God? Wat is die sin van al hierdie goed? Maar hoe ons ook al na dinge rondom ons kyk, moet ons hierdie een ding net altyd in gedagte hou. God se roeping bly altyd dieselfde. Selfs in die gat waarin ons soms bevind. Ons het hier in die Pinksterreeks by Profika hierdie belangrike ding gehoor wat hy vir ons kom sê het en dan die opbou na die einde toe te sê, julle is briewe wat gelees moet word. En julle is ook sekretarisse wat deur julle lewens en ander mense se lewens boodskap moet gaan skryf. En daardie opdrag is 'n opdrag oral, altyd, onder alle omstandighede. Dit moet ons mooi verstaan. Ons moet verstaan dat God ons omstandighede ken. Hy weet watter omstandighede ons het. En net soos destyds weet hy waar ons is en het hy ons gesit waar ons is omdat hy hierdie omstandighede dieselfde verhaal het wat hy in daardie omstandighede gehad het. Daar waar jy is, het jy 'n opdrag, jy is myne en jy moet dit gaan lewe. En die wêreld moet dit weet. Dit is belangrik dat ons moet weet, ons kan nie ons omstandighede kies nie, maar ons kan kies en ons moet ons reaksie op daardie omstandighede. Dit moet ons kies. Uit die agtergrond van wie ons is. Nou ek het hier 'n paar prentjies gebring. Kom ons kyk na hierdie eerste prentjie. Ons sien twee ouens wat in die gat sit. En die eerste ou aan die linkerkant, hy sit daar en is 'n donker wêreld soos hulle in Israel sit of in hier in Babel en ballingskap. Hulle sit daar. En hulle voel daar's geen uitkoms nie. Dit is donker. Net soos wat ons ook waarskynlik voel en baie keer voel in ons wêreld, in my omstandighede, behalwe die politiek, die ekonomie,
dalk in my huwelik, in my persoonlike lewe, in my gesinsverhoudinge. Ons sit in 'n gat en ek weet net nie wat nie. Daar's nie uitkoms nie, nou sit ek daar. En ons kla. En ons kerm. En ons is moedeloos. Hoe kom ons in die gat? Wat is die gevaar van hierdie goed? Omstandighede is sleg. Maar ons is dikwels so deel van die skep en die onderhou van hierdie slegte omstandighede. Ons gaan kuier by mekaar en ons braai. Of ons eet saam of wat ook al. En daar sit ons, staan ons om die vuur en ons gesels en ons vertel vir mekaar hoe sleg is my wêreld. Hoe sleg is die omstandighede, hoe hopeloos is dit alles. Wat was, wat is, en ons wonder oor ons eie toekoms, oor ons finansies, oor ons kinders, of hulle gaan werk, of daar vir 'n toekoms in die land is, en so gaan ons aan. Maar die slegte ding is nie daar nie. Ook hier by die kerk as ons tee drink, selfs as ons pas in die nagmaal uitkom, waar ons nou net herinner is aan die verlossingswerk van God, en dat hy sê, hy begin 'n nuwe wêreld, dan besef ons nie as ons sommer daar met mekaar begin kla nie. En dan gaan ons huis toe. En die omstandighede het nie beter geword nie. Waar het dit slegter, want het is nog donkerder in my gemoed as wat dit net nou was. En dan hoor ek hierdie koöperasie stories wat jy nou gesê het, ons praat mekaar in die verdrietigheid in. Die kerk wat met hierdie gesindheid rondloop en mekaar nog dieper in die grond indruk. En mekaar nog meer moedeloos maak. Dis die prentjie. En dan, kom ons kyk na die volgende prentjie. En dan lyk dit so, dis die ou hier aan die linkerkant. Al wat hy sien, is die donker kant, die muur, sien niks nie. Dis die ingesteldheid. Ek sien net hierdie muur, want dis al wat ons mekaar wys in ons gesprek. Ons sê vir mekaar, sien jy hoe donker is dit? En dis ongelooflik of ek partykeer so half van 'n kompetisie is, met so sleg in het gaan, want daar is niks met hoor gaan met my. Dit is nog slegter met my, dit is so amper 'n breek met hoe verskriklik gaan dit. 'n Moedeloosheid wat oor ons kom. Maar God gee vir ons 'n werk in daai gat. Kom ons gaan terug na die vorige ene toe. God gee vir ons 'n werk, hy sê, daar in daai gat, moet jou oë oop wees, jy moet positiewe dinge sit, jy moet werk daaraan, jy moet 'n prentjie wys van 'n ander soort gesindheid. Jy moet 'n ander prentjie gaan sien. En hy wil 'n opdrag gee, so nou weer terug na die een van die bus, toe sê, daar's 'n ander prentjie. Daar's iets moois om te sien, maar ons moet ons koppe hier goed reg kry. Kyk vorentoe. Dis belangrik dat ons hoor dat God kom in daardie situasie waar ek in daai gat sit en hy sê, ek is nog hier. Ek is nog hier. Martin Luther word vertel dat hy maar soms so 'n bietjie van 'n depressiewe gesindheid kon hê. Nou, mens moet nie te maklik kla nie, want Martin het by tyd daar 'n moeilike tyd in sy lewe gehad. Toe hy begin opstandig geraak teen die Katolieke Kerk. En hierdie ons aanvat oor al hulle dwaalings, is hy op 'n stadium ernstig vervolg. En hy het vir sy lewe gevrees. En van sy aanhangers het hom in die nag in 'n koets as ware ontvoer en hom weggevat by een van die magtige ouens van tyd wat in hom geglo het en hom vir baie lank daar weggesteek het om sy lewe te red. Nou in een van sy donker buie
Hy het 'n baie wyse vrou gehad, en sy gaan toe bestadium en sy maak vir so 'n swart bandjie. In die ou dae, as iemand ons oorlede was in my familie, dan het ons so 'n swart bandjie om die baadjie gedra, of so. Ek onthou nog my ouma se tyd, so 'n swart driehoekie hier in jou baadjie vasgewerk, maar nou wys jy rou. En so sit sy hierdie bandjie om, en ek kyk op staan, en hy sê vir haar, wie's dood? Sy sê, ek skat jou God. As ek jou gesig so kyk, dan is jy dan in 'n gat, en jy rou daarom geweldig, en jy's niks werd vir niemand nie. Sy sê, dit het hom so 'n bietjie geskit. Hy skryf later aan dat hy besef het. Ek is die gelowige, wat roem in God, en besef hoe God besig is om dinge te laat gebeur. En ek leef met hierdie donker gesindheid, en met 'n nuwe energie het hy opgestaan en verder gaan werk. Ons praat in ons leef asof God dood is. En dan is dit nodig dat ons hoor hier, dan het in vers 4 hierdie stukkie gelees het, dat hierdie brief aankom wat God vir hierdie klomp wat daar in daai gat kom sê, luister, ek is nie dood nie. Want sy luister, ek is God, die Almagtige, die Here. Ek is die God van Israel. Ek het jou nie vergeet nie. Beter tye kom, maar dit is nog ver vorentoe. Maar hier en nou is ek by julle, en ek het 'n taak. En hier aan die regterkant wys, hy begin werk daaraan. Binne in daai gat is daar werk om te doen. 'n stuk hoop, om te werk na dit wat mooier is in 'n mens se gees in jou lewe daar buitekant, om uit hierdie depressiewe gedagtes uitkom. Dis asof God vir ons bekom sê, hierdie land is nie Zuma se land, dis nie Ramaphosa se land, sê daar en sê se land nie, dis my wêreld, dit is my land. En julle is my kerk. Ek is die God. Jy behoort aan my. En omdat ek die koning is, gee ek vir jou opdrag om op te staan en in my koninkryk te gaan leef soos my onderdane in die geloof. As ons nou weer na die volgende kyk, dan sien ons hierdie ou aan die regterkant hierdie ding verstaan en weet, maar God sê, ek is hier, dis my wêreld, en hier het ek 'n taak, bou wingerde, trou, plan voort, begin hy God sien, God se droom, van hierdie omstandighede dat God iets baie mooiers in gedagte het. So God roep ons op en binne in ons wêreld, waar ons is in hierdie donker tyd, solidariteit te kom wys met my omstandighede en met omgewing en die behoeftes wat hier is. Dat hy vir ons sê, werk in hierdie wêreld, sien die behoeftes. Jy's deel van hierdie wêreld. Doen iets rondom ons. Het is my verskriklik sleg as jy sien, jy staan in 'n kerk, jy kyk op die sypaadjie, daar staan die gras en die goed so lank. Want ek gaan dit nie sny nie, is ons Paultyd se werk. Wat iets in my sê van, jy weet, wat van my trots, dis mos my plek. Ek moet skoonmaak, netjies maak. Ons is God se kerk. Ons laat nie die vuil goed oor ons groei nie. Ons laat nie die donkerte soos 'n kombers oor ons getrek word nie. Natuurlik kan ons nie omstandighede kies nie, ons sê, maar ons kan ons reaksie kies. En die reaksie wat God by ons het, is die reaksie soos hy voorskryf. Ons hoef nie te wonder moet ons daaroor doen nie. Hy sê, blom waar jy geplant is, nou het ek so 'n paar prentjies hier. Kyk net hierdie ongelooflike ding, daai sit 'n gesig het, lyk vir my so. Op 'n sypaadjie, tussen die klip, wat iemand dit afgeneem het. Wie se nou dink op daardie klip, daar groei hierdie blommetjie. Nog eene. Daar is nie klippe op die sypaadjie. Daar staan nog 'n pragtige blom. Nog eene. Hier in 'n teerblad
so 'n stukkie vuilgoed. Dis mos een van daai vuilgoedjies, né? As ek moet as ek die prentjie so kyk, dan is dit 'n vuilgoedjie, dan kyk hoe gaan hy daarin. Hy maak die deur oop. Omstandighede, breek hom oop. Die volgende, 'n klein boompie wat jy langs 'n randsteen groei. Al hierdie goed sê vir ons, die omstandighede maak nie saak nie, jy die wil om te sê daar, is nie lekker grond, lekker gespit en heining, daar waar ek is, gaan ek met al die krag en die heel grootste en kragtigste een van my, die volgende ene. Kyk waar daar sit daar 'n boom. Die helfte van die wortels hang oop, staan teen die rots, daar staan hy, waar hy staan. Uitslike groot boom. Daar waar ek is, maak die beste en doen wat ek jou geroep het om te doen. Met God se krag, sê, ek is God wat jou opdrag gee en sê, doen, blom, maak 'n verskil. Ek is by jou. Ek het my gees gegee, sodat julle krag sal ontvang vir al hierdie goed. Ek is in beheer, as julle op my vertrou, julle self in my gee, gaan doen dit net, gaan blom net, laat die wêreld julle kan sien, julle kan lees, want julle wêreld, julle optrede, moet die brief gaan skryf. God is oral en hy is in beheer. As Paulus vir een van hierdie gemeentes skryf, dan sê hy, dis nie groot woorde waarmee ek julle oorgehaal het nie. Die evangelie is dit wat die krag het. Dit word bewys in julle lewens. Ek het vir julle evangelie vertel en kyk na julleself en sien wat het gebeur. God se evangelie is dinamiet. God se woorde bring krag. En so wil hy vir ons kom sê, dat ons hierdie goed moet leef, want die woorde van die Here, soos wat ons dit ook met ons lewens wys, het 'n kragtige invloed. Hy sê, dis dinamiet in alle omstandighede. Nou julle Paulus skryf vir die tronk uit, en dan kry hulle hom jammer omdat hy daar sit, dan sê hy, nee, julle moet nie bekommer. Dis ook nodig. Daar waar hy in daardie gat sit hy net en sê, arme ek, as ek hier uitkom, kon ek die wêreld en al wat 'n kerk is gaan preek, nie. Hy sê, hier is nou my kerk. Hier in die tronk, in hierdie omstandighede, dat God my gesit het. Hierdie ouens wat saam in die tronk sit, die ouens wat net oppas, hulle sou nie kerk toe gaan nie. Maar hier kan ek sit, en ek kan bid, ek kan sing, ek kan vir hulle vertel. In elke omstandigheid, sê God, leef, laat jou lig skyn. Vanoggend word hierdie brief van Jeremia ook op 'n besondere manier hier in Carletonville afgelewer, by my en by jou, vir elkeen van ons. Waar hy vir ons sê, raak betrokke by jou gemeente en raak as gemeente betrokke en as gelowiges by jou wêreld en jou omstandigheid. Dis ons roeping. Nie om nou in daai gat te sit en sê, dis ons gat hier sit ons en ons is nie bereid om enigiets verder te gee nie. Ons sit hier binne. 'n Kerk wat na binne toe gekeer is, gaan stuk vir stuk dood. Ons getalle word al minder, soos mense trek of doodgaan, dan kom daar nog 'n ekstra leefplek. Want ons kyk na ons eie belange. En hy sê, kyk na buite. Na elkeen daar buite. In hulle nood, in hulle behoeftes, in hulle hartseer, wat dit ook al is. Ek gaan raak hulle daar. Raak betrokke. Hulle belang is ook joune.
mooi storie waarmee ek dit wil vasmaak. Hulle vertel van hierdie ou wat in saadmielies geboer het. En hy wen elke keer die prys. Is die ou wat die beste saadmielies kweek, die mooiste mielielande en die beste saadmielies. En 'n joernalis wil toe nog gaan uitvind wat is sy geheimwille. Sy gaan skryf oor hierdie ou wat so jaar vir jaar die kompetisies wen en vind uit wat is die storie. En so het hy klomp navorsing kom by die boer en hy sê vir hom, weet jy die eerste vraag wat ek vir jou wil vra wat vir my vreemde ding is. Ek verstaan dat jy die kampioen is, maar dat jy elke jaar van die mielies wat jy oes vir die boere rondom jou gee om in hulle lande te gaan plant. Jou kompetisie, maar jy gee vir hulle jou wensaad. Toe sê ja, maar jy moet baie mooi verstaan. Hoe werk die natuur? Is dit die goggetjies en die goed wat die bestuiving doen? Hulle vlieg oral rond en hulle kom ook van die buurman se mielies af. En dan bring hulle hy styfmeel na my land toe. Ek kan misschien bekostig en toe swak mielies plante, se saad na my toe kom net as my oesmos, dan kan dit word dit mos negatief beïnvloed. So ek moet sorg dat hulle die beste saad het, sodat bestuiving kan ek hier met wat ek het, kan ek werk met my land en my bemesting en hoe dit ook al gebeur. Hulle belang word ook uiteindelik my belang. As dit goed gaan met hulle, dan het ek ook beter. Dis ietsie van wat ek wil hê wat julle moet saamvat buitekant toe. As ek en jy in 'n wêreld werk wat gesonder word en mooier word, dan pluk ons ook die vrug. As ek en jy kan verhoudings bou wat ons van 'n vyand 'n gematigde kan maak, of selfs later 'n vriend, dan beteken dat ons ook kan wen. Ons moet opbou tot voordeel. Hoekom die verandering in die wêreld daar buite? Weet jy, ek lees nou hier, ek is deel van so 'n Facebook groep predikante kollegas. Nou, daar skryf klomp predikante oor allerlei goed. En ek lees nou hier in Pinkstertyd, na Pinkster skryf een van die dominees daar, och, hoe verlang ek na die dae wat ons op by mekaar gekom het en vurig is by mekaar gekom het en gebid het dat die vuur van God sal losbars in sy kerk. Vuur sal ontvlam. Kom die verandering deur by mekaar te kom en te kom bid. Ja, gebed het 'n rol. Want gebed kom sê dat ek by hom wil hoor, en dat ek my aan hom onderwerp, en dat ek die tyd deurbring. Maar hierdie gebed is tussen my en God, en my Bybelstudie tussen my en God. Jare gelede was ek in Johannesburg. Was John C. Maxwell wat hierdie boeke geskryf het, was in Johannesburg. En iemand vertel so, en ons sit daar seker 5000 mense in so groot, ek weet nie wat se kerk gebou was dit nie. Maar hy praat daar en hy praat oor hierdie Amerikaanse voetbal. Baie keer as ons by die rugby, voor ons by die skrim sit, kom praat hy is gou met wag met die bal en dan kom sê hulle en dan doen hy die goed. Nou, hy sê by die Amerikaanse rugby, by daai voetbal, hulle kom so vinnig by mekaar, dan gaan buk jy ons voort en besluit watter move, toe sê hulle noem dit huddle. So daar kom hulle en praat taktiek en dan gaan doen hulle. Toe sê hy die probleem met die kerk, ons wil heel dag huddle, ons wil hier sit en werk en praat en ons praat en ons praat en ons wil kom bid hier hou en ons wil kom bid en kom bid en kom bid. Hy sê die spel word daar buite gespeel. Ons moet praat en klaar praat, ons bid en klaar bid en ons moet die werk gaan doen. Ons het die opdrag om 'n lig te laat skyn, ons het die opdrag om suurdeeg te wees. Ons het die opdrag om te gaan doen
Die wêreld word verander deur dade. Dit is nie so eenvoudig om te sê, ons gaan die wêreld reg bid nie. So asof as ons bid, dan praat ons God om dat hy die goed moet gaan doen. God wil vir ons kom sê, ek het met julle gepraat, al julle behoeftes wat julle my bekend maak. Ek wil vir julle dit gee. Maar dit is op die pad van julle gehoorsaamheid aan wat ek vir julle vra. Dat julle met julle woorde en dade, julle gedagtes en julle koppe en julle verhoudinge iets mooi skep, iets anders opbou. Dis hoe die kerk verander, die wêreld verander. Kyk maar hier in die eerste gemeentes wat het daar gebeur. Hierdie gemeente wat solidariteit vir hulle omgewing en mense gewys het. Die eerste gemeentes, hier in Handelinge 2-3, ek het dit seker 100 keer gesê, wat het hierdie ouens gedoen? Hulle het gehoor wat sê die priesters, die profete en hulle begin hierdie dinge doen. Hulle begin omgee vir die mense. Hulle sit nie in die gat en gee op nie. Hulle begin omgee en bou. Paulus preek, klomp mense kom tot bekering en hulle begin doen wat hulle gehoor het, wat God wil hê hulle moet doen. Hulle gee om. Hulle deel hulle kos, hulle klere, hulle gee om en raak betrokke by die gemeenskap. Sê nie, dis die vyand, ons wil niks met hulle te maak hê nie. Hulle reik uit na hulle wat nog nie in God se kamp is nie. Hulle doen die goed en dan sien ons hier kragtige goed sê daar. En elke dag het God by die getal van die gemeente gevoeg. Die gemeente het gegroei. Die kerk het gegroei omdat die kerk solidariteit met hulle gemeenskap begin wys het, soos wat God hier vir hierdie mense sê. Julle moenie hier sit in julle eie kampie net hier na binnekant toe nie. Daar waar julle nou is, ek gaan nog 70 jaar vat. Ek weet nie hoe lank gaan dit nog in ons werk nie, hoe lank gaan ek en jy in hierdie omstandighede wees nie. God sê, maar dis nie die punt nie, die fokus is, ek is God, is my wêreld, is my land. Julle word in elke omstandigheid geroep om te leef, te doen. Natuurlik bid ons, maar as ons bid, dan is dit om onsself te onderwerp. So hier is ek julle, ek buig voor u. Punt 1. Punt 2. Leer my, gee vir my wysheid, dat ek hoor wat u sê. Dat ek gehoorsaam gaan doen. Ek vat nie meer en meer tyd om te bid en aan te dring totdat jy die job oorvat nie. Ek kom hier en vra, buig my, maak my gehoorsaam. Die vuur gebeur wanneer die kinders van die Here begin doen. Bekering, herlewing is wanneer mense een. Herlewing in hierdie gemeente begin kom, wanneer ons een vir een meer oorgee. Meer in sy diens staan. Meer skyn. Meer insit. Meer bou. En hoe meer dit word, hoe groter en kragtiger, dis wat die vuur begin maak. God stuur nie sy engele nie. Sê julle, ek het julle geroep. Dit is ons opdrag. Môre sê die Here, hoor wat ek vir jou sê. Moenie in daai gat bly sit nie, begin werk daar. Sien, as jy in my glo, in my evangelie, en jy luister, sien, daar sê donkerte nie. As jy in my glo, is daar iets heerliks om te sien, om oor te droom. As jy in my glo, dan voorsien ek die krag, want dit is God wat werk. Ek en jy bekeer nie mense nie. Ek en jy verander mense nie. En daarmee wil ek afsluit. So baie keer sê mense maar, wat kan ek vir die Here doen? Ek
ek kan nie praat nie, of ek is nie opgelei nie, of ek weet nie wat moet ek gaan sê nie. Kruip ons agter al hierdie verskonings weg. Ek het nooit die geleentheid gehad om hierdie kursusse te doen nie, en ek is skaam van geaardheid. Die Here wil vir ons kom sê, gaan leef jy net. Gaan leef net. Gaan wees 'n brief. Gaan wees die prentjie. Gaan wees, bewys solidariteit. Een klein dingetjie. Solidariteit, een ding wat in hierdie gemeente sterk loop al vir klomp jare, is om kos te gee daar buite. Dis om solidariteit te wys met mense buitekant in ons wêreld wat nie het nie en wat honger is. En dat ons op hierdie manier sê, Here, op hierdie klein maniertjie is ons besig om te sê, ons gee om, ook, en ons sien die behoeftes na buitekant raak. Dis maar een van die baie dinge wat die Here vir ons wil sê. Solidariteit met jou wêreld en jou omstandighede. Ek kan sê, ek skuld hierdie klomp swart kinders en bly voor laerskool niks. Of ek kan sê, Here, dis 'n klomp mense wat honger is, dis 'n klomp kinders. Ons kan sorg dat hulle iets het om te eet, hulle krag en energie het om te dink. Ek onthou jare terug, het Jos vir my vertel, daai tyd met die sokker wêreldbeker in Suid-Afrika. Die skool het gevra, kyk, die skool het ons toegemaak en die onderwysers almal oral betrokke geraak. Toe moet hulle terugkom, daai kinders is nou agter en nou ekstra klas hê vir eksamen, so Sungo High School. Goed so, sy naam onthou, sy het toe gevra, wil julle nie asseblief, ons gaan vir hierdie kinders nou smiddag ekstra klasse gee. Wil julle nie vir ons, vir daai matrieks, die ons vir ons klas gee, kos gee, dat hulle iets het om te eet nie. Want 'n hongerkind kan nie werk nie. Twee goed wat gebeur het. Hongerkinders wat nie kan werk nie, maar die tweede ding is, hierdie kinders kom klasse toe, want hulle kry kos. So met die kos, toe sê die gemeente ja, en vat vir hulle kos. En toe die uitslae aan die eind van die jaar kom, toe nooi hulle hom sê, kom kyk hier, Sassoua High se punte loshande ver bo al die ander skole. Want die kinders was daar om kos te soek wat uit hierdie gemeente uitgekom het. Om met die nood en die behoefte van ons omgewing uit te kom. Toe verdryf hulle wil nie ons moet meer vir hulle kos vat nie. Jos sê, hulle sê die ANC sê hulle sal vir hulle kos vat, stowwe en kos en alles. En so gebeur dit, want hulle wil die wittes daar uit hê. En nie, hoe kan nie? Toe hou die stroompie op. Toe bel die skool of kan jy asseblief kom sien. Die kinders gooi klippe en jag al die ANC ouens en leiers, gemeenskapleiers daar weg. Hulle wil niks van hulle weet nie, en soek die droom nie. Laat hom inkom, en hy sê, die kinders sê hulle is honger, kan julle weer kos gee? Ja, ek weet nie, jy ken dalk die verhaal. Toe sê ja, maar ek net eers met my mense begin praat en begin dit weer doen. En daai kinders het geen ouens van die gemeenskapleiers toegelaat om by die skool te kom nie, want hulle sê, julle praat net. Maar ons het nood, ons is honger, en julle wil politiek speel, ons is honger. So, die enigste ou wat mag inkom, is die dominee en die mense van Kalkondalsuid. Dis hierdie soort van ding. Watter boodskap is by daai kinders van daai tyd gelos? Die politiek en al hierdie goed, daar is 'n klomp mooi stories. Maar die praktyk in ons wêreld, ons nood, bepaal wie gaan by daai hek inkom. Want ons lees, ons kry die boodskap. Dis waartoe God ons roep. Solidariteit by ons omgewing, om die verskil te gaan maak, waardeur mense besef en leer en sien. God is goed. God is die antwoord.
sy liefde wat my wêreld raak. Dis ons boodskap. Nie hoe goed ek versies ken, hoe ek dink ek jou gaan oortuig nie. God doen die oortuigingswerk. Ek en jy deel uit. Al deel ons net kos uit. So ons besig met 'n boodskap en ons is besig om dankie te sê. Mag ons hierdie boodskap kry, mag ons dit gaan leef. God sê, gaan blom waar jy geplant is, jy's hier, omdat ek jou hier wil hê. Moenie ander plek gaan soek nie. Leef hier. Werk hier. Bou hier. Maak jou bestaan. En laat die lig skyn. Want ek het jou nodig. Ek roep jou vir hierdie omstandighede. Dan is ons